So, wat ons nou hier gaan lees, is wat gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees. So, wanneer die mense tot die Gees uitgestort word en die woord word verkondig en mense kom tot bekering en die eerste Christelike kerk kom by mekaar, vervul met die Heilige Gees, dan hoor ons van vers 42 af. Hierdie kerk van Jesus, hulle het volhard in die leer van die apostels, met ander woorde in die Bybel, want dis wat die apostels geleer het, die verbondenheid met mekaar, die breek van brood en gebede. Hulle is almal met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eengesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Ons is besig in ons reeks om te praat oor geestelike groei en dat burgers van die koninkryk van die Here, waar is die koninkryk van Jesus, is daar waar die Here regeer, daar breek die koninkryk deur, daar waar jy lewe onder die heerskappy van Jesus, daar breek sy koninkryk of die sonstrale, die ligstrale daarvan deur op aarde, en ons is besig om te sê, maar sulke mense is mense wat ernstig is om geestelik te groei. So, ons hoor wat Petrus, die Here vir ons leer deur Petrus, dat ons nie soos babetjies kan bly nie, maar dat ons opgroei. Groei is natuurlik in enige plek in hierdie lewe, en so ook in jou geloof. En so stap ons nou deur verskillende maniere waarop ons groei, en die manier waarop ons vandag kom, is die wonderlike gawe wat die Here vir ons gegee het van groei deur by mekaar te wees. So ons sê, ons groei as gelowiges in groepe. Ons lewe in 'n tyd en miskien in 'n ritme dat ons voel en dink dat om hiernatoe te kom en te kom luister na die woord van die Here is vir my hierdie opsionele ekstra binne in my geloof. So 'n nice to have. En ek sal so 'n picky eater wees, as ek lus is, gaan ek. Maar ons hoor dat die Here ons roep om committed te wees in ons gemeente, want kerk is nie iets wat ons doen of 'n plek waartoe ons gaan nie, dis wie ons is. So dit gaan nie oor myself forceer om iets te doen, maar dit gaan oor om myself te vind in die identiteit waarmee Christus my skep. So nou wil ek net gou vinnig teruggaan na kerk toe, alhoewel ons by klein groepe wil uitkom. As ons 'n boek soos Efesiërs byvoorbeeld lees, en ons sien in Efesiërs 1, dan leer die Here vir ons, voor die grondlegging van die aarde het ek julle uitverkies om heilig en onberispelik te wees. En nou kan 'n ou daai vraag vra, wat beteken hierdie heilige en onberispelikheid? Dat die Here my uitgekies het, dat die Here my uitgetrek het onder so baie mense uit en sy eiendom gemaak het om heilig en onberispelik te leef. Hoe vind dit gestalte? Dan leer ons later, dis 'n lewe in Jesus. Paulus leer, is nie ek wat leef nie, maar Jesus wat deur my leef. Maar net daarna in vers 10, sy doel met dit alles was om alles onder een hoof te verenig, naamlik onder die hoofskap van Jesus Christus. En dan kan 'n ou nog steeds sit met vrae en dink, ja, maar wat bedoel die Here? Wat hoofskap van Jesus uitverkies, soveel groot woorde. En dan besef die Here maar net wie ek en jy is, en dat hy vir ons goed, eenvoudig en verteerbaar moet voer, sodat ons kan groei. En hy gee hierdie pragtige beeld in Efesiërs 4, wat sê, okay, kom ek verduidelik vir julle, die kerk is soos 'n liggaam. So julle kinders wat nou hier voor sit, jy weet, jou lyfie, jou liggaam, doen nie alles, elke ding dieselfde nie, nê. Met jou voet loop jy en skop jy, met hierdie vinger grou jy in jou neus, nee, ek speel, dis lelik. Met jou hande vat jy, met jou hartjie voel jy, met jou koppie dink jy, met jou bene hardloop jy, allerhande verskillende goed kan ons liggame doen, nê. So sê die Here dan vir ons, sy kerk is soos hierdie liggaam. En as hierdie een been lam is, dan hardloop hierdie liggaam baie, baie moeilik. Of as die rug seer is, dan funksioneer die liggaam baie moeilik. Of as een van jou vingers afwesig is, ja, dan gaan jy sukkel, nê. Die volgende is te dik.
So elke ding in 'n liggaam het verskillende funksies en 'n doel. So leer die Here vir ons dan, as hy ons hier bymekaar sit, om bymekaar te wees, wil hy hê ons moet geestelik groei deur dat ons mekaar bedien met ons verskillende gawes. Maar dan gaan dit verder en ons hoor dat hierdie mense het in mekaar se huise bymekaar gekom. So dis nie 'n opsionele ekstra nie, maar nog 'n hulpmiddel tot geestelike groei, en dit is die konsep van klein groepe of Bybelstudies en jou erns daarmee. Nou kan ons vir mekaar vra, hoeveel prioriteit maak jy huidigelik in jou lewe daarvan om soveel as moontlik met die woord van God saam met ander mense besig te wees, want die Here leer dis hoe jy geestelik gaan groei. So ons vra baie die vraag, ons meet baie, hoe lyk my geestelike groei, maar ons vra nie die vraag, hoeveel keer is ek binne die Here se plan vir my besig met geestelike groei saam ander mense nie. So ons moet besef, dat hierdie geestelike groei is die kontinuïteit wat ons gee aan die werk van Jesus. Dat Jesus op aarde gekom het met 'n mission, en daai mission was om my en jou te verlos, ons vry te maak van al ons skuld, ons nuut te maak, jou 'n lewe te gee waar jy nie meer hoef te leef as iemand wat skuldig voel, of iemand wat leef in die gebrokenheid of die stikkendheid van die sonde en die aardse ding, maar jy kan leef in Jesus wat nuut is. Dis die wonderlike van die evangelie, dis die goeie boodskap. Maar dan sê die Here ook, gaan dan uit. Gaan wees julle nou my hande en my voete, ons het gepraat van die liggaam. Gaan wees julle nou my oë, gaan wees julle my hart, om my liefde te wys. Gaan wees julle my oë om die gebrokenheid en die seer van ander te sien. Gaan wees julle wie ek was op aarde, sodat die wêreld kan aanhou om die wonder van Jesus Christus te beleef. Dis die roeping van die disippels. So ons kan sê, ons as disippels moet kontinuïteit aan die werk van Jesus gee. Ons sien hier die eerste apostels, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels. So die verklaring daarvan is die Bybel, dis die woord van die Here. Maar Jesus het gesê, dis wat die Heilige Gees gaan kom doen, in Johannes 14. Ek sal my Vader vra, en ons sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. Wat sê Jesus as hy sy kerk uitstuur? Hy sê, gaan in die wêreld in, gaan leer die mense wat ek julle geleer het. So waar vind die werk van die Gees, of waar realiseer dit? Nie daar waar ons hoendervleis voel, of daai tipe goeders nie, daar waar die kerk sê, maar is die woord van die Here, waarin ons leef, waarin ons vreugde vind, want ons leer Jesus ken, en is die woord van die Here, wat ons met ons hande en voete en harte en koppe uitvat, sodat die wêreld dit kan leer. En in hierdie commitment aan die woord van die Here, hoor ons het die apostels, of hierdie kerk, het hulle gebind aan die onderlinge verbondenheid. Die Griekse woord daar is koinonia, dis die gemeenskap van gelowiges, ons saamwees hier met mekaar, en wat uitvloei in ons saamwees met mekaar in die lewe daar buite ook, en hoe ons op iets soos 'n klein groep commit, saamwees in gebede, saam in die gemeenskaplike maaltyd. Nou kan jy dink en sê, hoorie maar, hoekom sê jy vir my om so baie goed te doen? Want is die geloof in Jesus nou nie net alles genade nie? Dis mos net alles genade. Nou sê jy vir my, ek moet dit doen, en ek moet hierdie doen, en ek moet soontoe gaan, en ek moet dit gaan sê. Waar kom jy vandaan? Dis genade, maar die realiteit is dat genade wat beleef word, is genade wat geleef word. Die Here Jesus het nie jou kom red om die redding te isoleer nie, maar om die redding te transponeer, nee. Sodat dit wat jy het, ander dit ook kan hê. Kyk wat gebeur in die gedeelte wat ons nou nie gelees het nie. Na hierdie mense die woord gehoor het en tot bekering gekom het, kom hulle na die apostels toe en hulle is nuut, en hulle lewe is, ek het Jesus ontmoet, en hulle sê hulle, maar wat nou, wat moet ons nou doen, vers 38, wat moet ons doen? En dan sê die apostels vir hulle, bekeer julle en laat julle doop. So julle moet bekeer en julle moet doop. Ou dink aan Jeremia se gebed, in Jeremia 31 vers 18, Here bekeer u my, sodat ek my kan bekeer. So, hy sê vir hulle, gaan doen. Vers 40, wat moet ons doen? Laat julle red. Met ander woorde, reageer op God se genade. Jesus vir jou 'n nuwe identiteit, 'n nuwe lewe wat Jesus vir jou gee, gaan leef in dit. En dan word hier vir ons 'n belangrike stap in dit gegee, deur getrou by mekaar te kom.
deur ernstig te wees om saam jou medegelowiges te groei. 'n Gesonde kerk het in daai tyd gesond gefunksioneer as kerk en daarom was daar gesonde groei. Dis 'n baie belangrike deel van ons lewens as disippels van Jesus, dat ons hier binne sal gesond wees op so 'n manier, dat ons die hande en die voete van Jesus se gesondheid in die wêreld in is. En dis waarby ons wil uitkom vanoggend, dat gesonde disipelkerke groei groter en kleiner terselfdertyd. Hulle groei groter, omdat ons werklik waar die hart van die Here in sy liefde uitvat, en die goedheid van die Here in ons handewerke uitvat, en vir die wêreld die lig gaan wees. Maar hulle groei ook kleiner, in die sin dat hulle by mekaar kom, en sê, maar kom ons leer hoe. Want die Here het geleer, leer wat ek julle geleer het. So Here, vervul my met alles wat U leer, sodat ek kan gaan leer. Ons kom hier by mekaar as 'n kerk om te groei in die genadegawes van die Here, om te groei in die kennis van die Here. Jy kan tog nie vir iemand gaan vertel wie's iemand anders as jy nie weet wie daai iemand is nie, nê. So om te leer wie's die Here, sodat ons vir mense kan gaan vertel. En ons het nodig daarom om kleiner te groei. So ons gaan in die wêreld uit en ons laat die kerk groei deurdat ons Jesus se hande en voete is. Maar wanneer ons hier by mekaar is, dan groei ons ook na mekaar toe deurdat ons hier onsself instel om te sê, ek wil voor die Here klein en stil raak, sodat ek kan leer. Ek wil voor die Here myself afsonder saam met my medegelowiges in die erediens, en wanneer ons in die week Bybelstudie het, en elke geleentheid wat daar is, waar die woord geleer word, sodat ons kan leer. Handelinge 5 vers 42 sê, en hulle het nie opgehou om elke dag mense in die tempel en in hulle huise te leer nie. Met ander woorde, hier, as ons saam is as 'n kerk, en wanneer ons intentioneel na mekaar se huise toe gaan, om saam te leer. Hoe leer ons? Disippels leer in en deur die Heilige Gees. Ek nou vinnig maak, my vrou gaan met my raas. Johannes 14 vers 26 sê die Here vir ons, die Parakleet, die een wat help, die helper, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam stuur, hy sal julle onderrig en aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. So ons leer saam met ander en ons groei saam met ander, dit deur die krag van die Gees en binne in alles wat die Here ons leer, met ander woorde sy woord. En in dit alles het ons 'n gemeene doel, ons wil die Here eer deur in sy eer te groei. So daarom sê die Here vir ons vanoggend op Pinkster, wanneer ons hier by mekaar is, begenadig deur die vervulling van die Heilige Gees, dat ons as 'n kerk wat deur God versamel is, deur homself versamel is, deur homself vervul is met sy Gees, maar dat hy in hierdie versameling en in hierdie vervulling, in hierdie deel maak van die liggaam van Christus, 'n groter doel met jou lewe het. Is dit nie die vraag wat die wêreld konstant vra, sonder om klaarblyklik 'n antwoord te kry waarmee hulle tevrede is nie? Dis die vraag wat ek en jy sonder enige twyfel kan antwoord en sê, my lewe het nie net 'n doel nie, my lewe is die doel van alles. My lewe se doel is om die Here te verheerlik in die saamleef met my medegelowiges, in die saamgroei met my medegelowiges, maar in die hande en voete van Jesus wees, sodat die hele wêreld kan sien waar maak die lewe sin. En dit maak sin in die Here. En daarom, binne in hierdie bepaling van die Here, voeg hy ons by mekaar op 'n sekere en 'n vaste manier om die lewe as disippels saam te doen. En gee hy geleenthede waar ons hierdie saamkom, saam doen, kan doen. En hy roep jou om dit te vat. Die Here sê vandag in 2025, wanneer ons Pinkster vier, wanneer ons sê dankie Here vir u Gees, wanneer ons sê dankie vir u krag wat in ons lewe, wanneer ons sê dankie vir die doelmatigheid van ons lewe, sê hy vir jou, dis tyd vir jou om 'n besluit te maak. Om nou die besluit te maak. Van vandag af sal ek saam wees met medegelowiges, prioritiseer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat U ons deel maak en invoeg en saambring met ons medegelowiges, dat ons in en uit en deur U kan leef. Here, dat elkeen van ons vir mekaar sal sê en vir U sal sê, vandag besluit ek op saam met U, saam met my medegelowiges.
hierdie lewe saam mekaar op U missie in Jesus se naam. Amen.